Okay, daar gaat het zijn. Sorry, hy het my afgegooi. Daar is hy, almal is terug, mooi julle. Hy het my afgegooi. So wat jy sien is, as jou B-waarde 'n breek tussen 0 en 1 is, party mense van hulle klas gee dan is hulle geneig om net te sê breek. Maar onthou 3 op 2 is ook 'n breek, maar dis 1,5. Dis ver groter as 1. So hy gaan weer stygend wees. So jou breek, as hy tussen 0 en 1 is, gewoonlik vra hulle 'n half of hulle vra 'n derde. Ek het nou nog nie 'n kwart gesien hier beweeg in vraestelle rond nie. Gewoonlik 'n half of 'n derde. So daai enetjie is dan styler. Die een is baie styler as daai een. Die eerste een se A-waarde is 1, hy gaan deur die y as by 1. Tweede een se A-waarde is 2, hy gaan deur die y as by 2, maar hy gaan hierdie een deurgaan. By 3. Nee, 3. by 3. En minus 1 gaan wees 6. Dis hy. 6. Kan ek maar omblaai? Nou gaan ons opskuif. 2 tot die mag x plus 1. Ons gaan opskuif. Teken gou hierdie. Jy sal sien ek het nie 'n vreeslike onderste as nie, want as ek opskuif weet ek gaan in elk geval hier deurie. Ek gaan net nou nog minder hier deur gaan. OK, Marie, ek wil nou vir jou hoor, wat gaan my asymptoot nou wees? Arme Marie, gaan iemand hom red? Hy het nie teruggekom nie. Hy is seker nog op pad. Gaan iemand hom red? Wat is die nuwe asymptoot? Dit was by y gelyk aan 0. 0, 1. By 1, nê? Daarso. Gaan die nuwe asymptoot wees so. Y gelyk aan 1. En my y-afsnit was by 1, 2 tot die mag 0 is 1, die original, was hier by 1. Nou skuif dit 1 op, van daar by 2 deurgaan. Nou stel jy net vinnig 'n punt of 2 in, so as jy weet hy moet so gaan, so kom ons kyk wat gaan hy by 1 wees. 2 tot die mag 1 is 2, plus 1 is 3. 3, wat gaan hy by 2 wees? 2 tot die mag 2 is 4, plus 1 is 5. Daar. Net gou die enetjie, 2 tot die mag minus 1 is 'n half, plus 1 is 1,5. Daar. Sy. As jy net nog so 1 punt insit, dan lyk jy net baie cool. Dink jy die ding kan afskuif ook? Kan hy afskuif? Ja, hy kan. Wat gaan dan gebeur as hy afskuif? X-afsnitte of Y-afsnitte? X-afsnitte. X-afsnitte gaan gebeur. OK. Nou, my les gaan baie vinniger as wat ek beplan. Ek gaan gou my screen sharing stop, want ek sien ons is nou by 38.
En ek mag gou iets so hierso byskryf. 'n Ding met die naam van definisie versameling. Skryf gou daarby, definisie versameling. Okay, hierdie is veronderstel om splinternuut te wees, né? Mense twee goed. Toe julle eerste les oor mother functions gekyk het, toe was daar 'n stukkie liedjie aan die begin. The input is the domain, the set of outputs is the range. When no x repeats, you'll have a function. Onthou die liedjie? Die wat dit gekyk het sal dit ken. The set of inputs is the domain. So in Engels is definisie domein. En dit gaan oor jou x-waardes wat jy gebruik om jou funksie mee te vorm. So the set of inputs is the domain. The set of outputs, die y-waardes wat hy vir jou uitgooi, is the range. When no x repeats, you'll have a function. Nou, om te kyk vir wat se x-waardes 'n funksie bestaan, sit jy jou liniaal vertikaal neer. Want dis mos x gelyk aan 0, x gelyk aan 1, x gelyk aan 2, x gelyk aan 3. So as ek wil x'e kyk, sit ek my liniaal vertikaal neer. Nou ek maak my altyd vir die eerste keer wat ek dit vir julle verduidelik, maak vir jouself 'n sketsie daar. Definisie versameling, jy sit jou liniaal regop neer. Dan is hierdie mos minus oneindig. Almal stem saam? Links is minus oneindig. Nou as ek kan mos hierdie grafiek aangaan, dit gaan flippe naby raak, dit gaan lyk of dit raak aan die pink, maar dit doen nie. So my definisie versameling beteken my skets gaan bestaan by minus oneindig, en daar's nêrens 'n breek nie, en hy gaan aangaan tot by plus oneindig op die x-as. Maar om te sê van minus oneindig tot plus oneindig, sê ons x is 'n element van reële getalle. Juffrou, ek sien nou, juffrou gaan aan. Ek dog ons ding is klaar. Toe moes een van my pelle vir my kom sê, ons gaan nog aan. Gelukkig het jy vriende. Ek sien toe jy sê hier nie. Dis man uit my afgegooi. Toe die 40 minute om is, toe hoor ek, juffrou. Ja. Dis ek weg. Okay. So dis die x-waardes. Van waar kan ek van links begin tot by regs? En dan die y-waardes draai ek my liniaal dwars, horisontaal. En nou kan jy baie duidelik sien, hieronder by minus 1, raak ek mos nie aan my grafiek nie, daar's my grafiek. Ek sien eers naby hom nie. By y gelyk aan 0, nog steeds nie naby hom nie. By y gelyk aan 1, raak ek aan my grafiek. Maar net aan ek aan dit, gaan ek begin raak. Net groter as 1, gaan ek my grafiek begin sny met my oranje liniaal. So my waardeversameling is y groter as 1 in die geval, maar dan moet jy agterna sit, nog steeds deel van reële getalle. Kyk, kom ons blaai gou terug na die hiperbool toe. Heel eerste voorbeeld, heel eerste een waar ons begin het. Okay. Ons is nou amper klaar, Marie, net gou die definisie en waardeversameling van hierdie ouetjie neerskryf. Kom ons kyk na die oorspronklike een, die y gelyk aan 4 op x. Y gelyk aan 4 op x. Almal stem saam, hy bestaan van min oneindig tot by oneindig. Kyk nou net vir die potlood ene, nê? Hier by minus oneindig sny jy daai potloodlyn. Jy sny met die liniaal. Sny. En dan hier by x gelyk aan 0 is dan mos 'n sprong.
dan spring ek van heel onder na heel bo. So hier's 'n gat by x gelyk aan 0. Maar dan werk hy weer van daar af. Ek sny, 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 tot by plus oneindig. So daar, hy werk heeltyd. Sy definisieversameling is x element reëel, maar x mag nie gelyk wees aan. Waar is die gat? By 0. No. Ja, so x is 'n element van reële getalle, maar x is nie gelyk aan 0. En sy waardeversameling is dieselfde. Y is 'n element van reële getalle, maar y is nie gelyk aan 0. Nou hierdie y is nie gelyk aan 0 nie, gaan pas by jou Q-waarde. In graad 10 gaan hierdie definisieversameling sin nie verander nie, want ons skuif nie links en regs nie. Ons skuif op en af. So hier by Q gaan 'n verandering kan kom. Ok, hierdie enetjie, presies dieselfde, niks verander nie. Definisieversameling, x element reëel, x is nie gelyk aan 0, so is Marzaan hierso. Ons sien? Ja, Marzaan, hierdie x element reëel, x nie gelyk aan 0, is die enigste antwoord wat jy kan kry in graad 10 vir 'n hiperbool se definisieversameling. Gaan nou dadelik vir jou inskryf waar die waardeversameling verander. Y element reëel, y nie gelyk aan 0 is die tweede een. Kom ons blaai gou om na een toe wat verander het. Hierdie een het verander wat ons 2 opgeskuif het. Sy definisieversameling, soos ek nou net vir haar gesê het, kan nie verander nie, want hy het nie links en regs geskuif nie. Dis x element reëel, x nie gelyk aan 0. Maar wat gaan hierdie waardeversameling nou wees? Kom ons kyk gou. Vir waardeversameling sit ons hom dwars neer, horisontaal. Ons begin by minus oneindig, kan ons begin, ons raak daar aan die y-waarde. Ons raak aan die y-waardes. Ons raak aan die y-waardes heeltyd. Ons kan 'n y-waarde aflees, maar hier kan ons nie een aflees nie. En dan net aan die kant dit kan ons weer aflees op die rooi. So, wat gaan hy wees? Y nie gelyk aan wat? 2. En sien jy, hy stem ooreen met die Q-waarde wat ons daarby gesit het. So as jy dan nou vir jouself 'n set menu wil skryf wat gaan werk vir graad 11 en 12 en 10, en hierdie is nou regtig bietjie buite jou syllabus. Ons het mos nou gesê die ding is y gelyk aan a op x plus q. Dan gaan sy definisieversameling altyd wees x element reëel, x nie gelyk aan p. Ekskuus dat ek nie die p hier insit. Die heen en weer gaan nou in graad 11 kom, nie? Hierso sit heen en weer in graad 11. Links en regs, dis 'n x plus p. En die waardeversameling gaan wees y element reëel, y nie gelyk aan q. So wat is die p-waarde in graad 10 heeltyd? Die p-waarde is heeltyd 0, want ek skuif hom nie. So dis altyd x plus 0 hieronder in graad 10. En daarom is dit x nie gelyk aan 0. Maar in graad 11 gaan ons hom links en regs begin skuif. En dit is my les vir vandag. Ek gaan nou eers vir julle net hierdie scan en stuur. En ek het probeer om huiswerk uit te sit. Kom ek wys vir julle my gesig. Wag. Stop share. Start video. Daar's ek. Okay. Hallo almal. Julle is stil vandag, gaan julle nie julle videoetjies aansit en baie sê vir almal nie. Ons het nog 'n tydjie.